vandag is die tema kruiswoord aerobie. Aerobie is oefeninge wat jy doen sonder instrumente. En vandag gaan ek vir julle 6 versoefeninge leer. OK. Met bewegings by. Dis hoekom die valk in die aarde nie uitgaan nie, want hierdie gaan elke oggend in julle huis gebeur, voor enigiets anders gebeur. En jy sal nou verstaan hoekom dit so is, maar in kort wil ek dit vir jou leer, want ek wil graag jou lewe verleng met 10 jaar. Eerste ding. Want ek wil graag my lewe verleng met 10 jaar, en ek wil hê jy moet saam met my dit doen. Tweede ding, ek wil jou liggaamskrag vermeerder met 40%. Dat jy kan oud word, want as jy oud is en jy val, dan vat dit 10% weg. Van julle weet die ou, my ma nou weer geval daar in Suid-Afrika, sê julle sê, haar heup gebreek. En daai skok op die liggaam vat sommer 10 jaar weg. Jy sê jy wil hê jou ma moet gou doodgaan, want dan gaan jy erf, want jou pa is teen klaar dood, want hy het geval. Hoekom val hy? Want hy is swak. En die ander ding wat ek vandag wil doen, is eintlik die ding, is ek wil jou help, om jou siel te verdiep, is die 4 V's, verleng, verdiep en versterk, dat jy die ewige waarde wat jy het, wat die woord vir ons gee vandag sal kan hê, en het vir ander mense aangee, in die vorm van 'n vers. OK, is hulle reg? So hierdie gaan 'n anderste diens wees, OK, so van die oefening gaan ek saam met my laat doen, ander gaan julle na die tyd doen in die Sedeboomgroepe of by die huis. So nou daarby kom. So ek het nou gister gaan stap daar by Kite Beach, hulle vlieg met kites daar, en julle weet daar is 'n beach slider daar. Wie dit al gesien? Ja, sulke oulike stoele, sulke blomme as jy hom oopmaak en kan jy daar sit. Nou deesdae vang hulle vis daarvan af, maar jy kan nou daar sit en lees. Dit is baie oulik, as jy nog nie daar was nie. Ons gaan, ek dink iewers in die jaar het ons 'n stranddag wat daar naby gaan wees, gaan jy kyk. Maar daar's 'n gesegde, reading is a discount ticket to anywhere. Dis waar. Jy is wat jy lees ensovoorts. Veral het ek toe gedink, as ons die topverkoper kan lees, waarvan 7 biljoen in die wêreld verkoop is al, dan's daai anywhere, nie nowhere nie, is die hemel. Nie net eendag nie, maar nou. En dit vind jy net in die Bybel. Julle geweet is die topverkoper, nie die Koran nie, die Bybel. En die Bybel is eintlik maar eers gedruk vir baie mense in 1445, toe die Gutenbergse drukpers uitgekom het, voor dit met hande geskryf, so was Bybels, maar baie minder. In my eie huis het ek dink ek weet nie, soos 10 Afrikaanse weergawe is. Hulle hou net aan produseer. En dan is daar nou baie ander taal Bybels ook. Nou vra ek vir my blydenis beteken, of die kinders en mense, wat is jou gunsteling vers? Ek sê, waarvan praat jy? Sê ek nie, 'n vers in die Bybel, waarvan jy die meeste hou. Dit is soos as niemand tuis dan soms nie. Nie eens 'n skat, weet ek, wanneer nie eens 'n vasvra vra, wie was die eerste koning van Israel, wanneer Dawid gelewe nie, weet begin ek so aangaan nie. Weet ons, dit is net eenvoudig skandalig, man, dat ons nie die boek lees nie. En nou kom jy by mense se siekbed byvoorbeeld, dat jy niks om vir hulle te sê nie. En ek weet, ons is mense van die woord, dit is wat ons moet kan doen. So, lankal het ek gedink, ek wens ek kan net vir julle 6 verse leer. Maar ek wil net sê, hier onder ons, is mense wat baie kennis het. En hier's mense, 100 vrouens, en 10 by ons die groepe, wat vir my soms kom sê, kan jy vir ons iets niets sê, by die preek nie. Sê ek, maar jy daai boek nou jare aan spandeer, so julle weet so baie, so goed vir julle, maar hierdie gaan nou die mense, en vir julle, wat verse moet ken vandag, OK. So, nou weet ek werk baie met kinders se werk, as goed nie pret is nie, dan doen mense dit nie, verstaan jy? En ek het lank al gewonder hoe ek hierdie ding kan doen, die passie vir die woord, want ek wil hê jy moet eendag weggaan en klomp boeke in die Bybel gelees het, en 'n paar verse ken. Toe het ek nou op hierdie wonderlike idee afkom en vandag met julle gaan deel, want dis wat ek nou doen, en ek gaan net nou vertel wanneer ek dit nou ook gaan doen, en wanneer ek wil hê jy moet commit hiervoor. So, ek het 'n storie gehoor, gelees, en is waar, dat die Japan, gaan oor Japan, in 1920, in die 20s, was die lewensverwagting van Japaneese
42.5 jaar. Dit beteken gemiddeld is dit hoe oud hulle geword het. Dit is jong. Vandag, 100 jaar later, is dit 83.5 jaar. Ek dink Suid-Afrika trek hier by 67, dink ek. In Europa is bietjie hoër, dink is 78. Hierdie makkers, gemiddeld 83. Hulle het soos baie mense oor 100 jaar. So wat doen hulle anders? Want ek bedoel, hulle eet nog altyd maar rys en weet, wat is dit, seefgrasse en goed, en mens, dis glo erg om aan te wees, almal wil net die hele tyd Kentucky toe gaan en McDonald's toe gaan, maar goed, weet, hulle eet dit nog altyd, dit het nog altyd geëet. En ten spyte daarvan was hulle net gou dood. Toe hulle gaan navorsing doen, want dit was te erg hierdie. En toe hulle besef, hulle oefen nie genoeg het. Hulle oefen nie genoeg het. En toe hulle 6 oefeninge uitgewerk. Ek dink daar's variasies daarop, want julle gaan ons nou alles Google wat ek sê. En is okay so. En elke oggend 6 uur. Ek bedoel die hele land het gesê, luister, dis hoe dit gaan gebeur. Dan op die radio speel daar 'n dingetjie en dan kom of jy in die kantoor, skool, army, waar jy ook al is, stop jy. So daai tyd in Suid-Afrika toe hulle 12 uur Vrydag God Save the Queen gesing en daai mense het dit gehaat eintlik. Maar goed, dan kom die dingetjie op en dan doen hulle vir 15 minute hierdie oefeninge. 15 minute elke dag. En dit het hulle lewensverwagting, ek wil laat verdubbel in 100 jaar. So wat? Hulle het dit begin doen en dan het hulle dit oorgedra vir ander mense. Toe dink ek nogal die Bybel nie, of die Christelike geloof. Jesus het met 12 disippels begin 33 jaar na Christus. Daai het ons 3 jaar bedien. Toe in 2000 jaar het dit vermeerder na 3 biljoen mense. Dis 'n meer indrukwekkende storie as eintlik hierdie. Wat het gebeur? Dit het oor die boek gegaan waarin alles opgeskryf word, die woord, die gees wat God gegee het, hy gesê, gaan julle herinner daaraan, en dan die mense wat dit te harte geneem het. Ek het stories gehoor in die sendingveld, mag jy in die Bybel hê, dan is daar een ou in 'n dorpie, hy het 'n Bybel. Dan kom die sendelinge na hom toe, en dan leer hulle daai dag, daai hele bladsy uit hulle kop uit. Dan loop hulle terug, en dan vertel hulle vir die mense wat hulle gehoor het. Dis amazing, wie veel het die Book of Eli gesien, dis 'n fliek gewees, van die laaste Bybel, hulle het almal uitgewis, en nou stap hierdie man, en almal wil hom doodmaak, want hulle soek die boek, want die boek moet vernietig word, dis nou 'n apokalipsiese fliek. Ek dink Daniel Washington speel daar. Dan op die einde, dan kom hy wel daar aan, by die nuwe biblioteek in Alexandria, hulle moet nou die ding weer neerskryf. Dan sê hulle, waar is die boek? Dan sê hy, sit, en dan begin hy die hele Bybel verbatim, hy was die boek, aanhaal, dat hulle het kan neerskryf. Kom ons sê, daar is geen Bybels meer, hoe ver gaan jy kom, jy weet? Jy gaan ook net sê, barmhartige Samaritaan, Ok, daar was eendag 'n man wat op reis was tussen, waar was dit nou weer? Jerusalem, en Jericho. So gaan ons gesukkel word, ons gaan nie ver kom nie. Goed, en nou sê Jesus, die saad van die evangelie, sê hy, is die woord, daai gelykenis van die saaier. Ons het nou net gesing in Psalm, ek kom uit 119, ek dink vers 156, U lig, U woord is die lig op ons pad, die lamp vir ons voet. Ons sing dit so lekker, klink so mooi. Nou sê Paulus, as jy wapenrusting aantrek, is die woord, is die swaard, waarmee jy moet veg. Maar ek wil die woord is ook verantwoordelik vir die geloof, wat jy glo, in jou borsharnas, wat in jou hart lê, en weet jy, skoene van gereedheid, lê die evangelie wat jy, dit is die kern van alles. God se woord. Ek bedoel, hoe is daar 'n verhouding as mense kan praat nie? Eendag het my stem moeilikheid gegee toe het nou 'n dingetjie uitgesny. Ek moes 'n week stil bly. 'n Week stil gebly. Het jy al 'n week stil gebly in jou lewe? Ek het een keer gepraat net want so staan hulle net my nie like. Ek weet nou geskryf en so en toe sê ek, man, ek wil dit sê. Toe sê ek vir die dokter, ekskuus, ek het nou een keer gepraat. So, hy kan nie glo net een keer. Die ander ouens praat soos 25% van die tyd. Maar die woord wil ons nie gesels oor nie. So wat ek toe nou gaan doen het onder die leiding van die Heilige Gees, is ek het toe daai 6 oefeninge name gegee, so skilpad en gorilla en reier en muur, en ek het verse daarby gesit. Okay, en wat ons vandag gaan doen, ek gaan my skoene uittrek, want jy kan nie hierdie goed in my skoene doen nie. Ek het ook 'n sweetpakkie vandag aan.
Jy gaan uit jou comfort zone wees, maar nie so erg nie. So wat ek vandag gaan doen, ek gaan elkeen vir julle verduidelik wat dit is, die beweging verduidelik, want julle sal moet inoefen, baie eenvoudig, en wat 'n vers dit is. En as jy dit nie kan onthou nie, dan moet jy kom dat ons brein chirurgie op jou doen, want dan is daar 'n probleem. Okay. Goed. En ek wil vir jou vertel hoekom dit so goed is vir jou. Ek is ernstig oor 40% sterker liggaam, ek is ernstig daaroor dat jou lewe verleng met 10 jaar, en dit is nie te laat nie. Niemand van julle is nog hier in die 80 nie, so weet almal gaan by 90 nou uitkom. Ek wil net sê, jy moenie aantekeninge maak, jy Gert, jy vra van wat gaan ons nou bespreek na die tyd? Ek het voorbereid gekom, jy het niks in jou hand nie, maar as jy uitstap, dan gaan jy papier kry wat so lyk. Wat jy op jou yskas, agter die toilet deur enige plek kan sit, jy kan met hom oefen, maar beter is dit, ek gaan op jou selfoon, net nou as ons klaar stuur ek hierdie prentjie ook op jou selfoon. Okay. So jy kan dit by die huis, jy kan die oefening enige plek doen. Jy kan vir nog, ek weet nie, ek kan dit vir jou persoonlik by die huis ook kom verduidelik, dis teen 'n dierfooi, maar dis is nie onmoontlik nie. Okay, so hier is die eerste, eerstens naam is skilpad. Nou, al hierdie oefeninge gaan 15 minute, net 15 minute. Ek beloof julle 15 minute. Maar as jy dit nou aanhoudend doen, dan gaan die goed nou met jou gebeur, jy gaan sterker word ensovoorts. So die stadige stap is die eerste ding wat hulle uitgevind het hulle moet doen. Nou, dit werk so. Ek loop gewoonlik so stadig stap is die helfte van die spoed wat jy gewoonlik stap, so. Staan jy? Dis stadiger, net die helfte van die spoed wat jy stap. Die tweede ding, jy moet kaalvoet stap. Want in ons brein is daar plekke wat Here geskep het dat jy moet weet waarop stap jy, oor is warm of dit steek of so, verstaan jy? En daai goed gaan doodlaat as jy nooit met kaalvoet loop nie. Hoekom sal ons nou nodig hê? En dan die ander ding wat ek jou wil sê, jy moet jou voet so rol. Jy moet stadig doen, want die spiertjies moet 'n bietjie oefen. Ek gaan nou net vertel wat alles beteken. So die oefening het ook asemhalings in. So jy stap so, nou haal jy, ek gaan sê wat jy doen, jy haal vir 2 tree diep asem. Jy hou dit vir 2 tree vas en dan blaas jy dit vir 4 tree uit. OK, ek gaan net nou sê wat dit beteken. Dit so hou hom in. Jy moet vir hoe lank moet jy 6 minute doen? So jy weet jy gaan in die ritme kom nou. So jy gaan nie begin sukkel, ek het ook gesukkel. Nou wil ek vinnig geloop en loop ek stadiger. Okay, dan begin jy met die vers wat jy gaan sê. Nou hierdie vers wat jy hier gaan lees, is nou, jy maak, later kom jy in ritme, vergeet jy die vers, jy net eers kan stap, en sê jy, al stap ek deur die dal van die doodskade weer, dan haal jy maar weer asem. Sal ek nie bang wees nie, haal weer diep asem, en hou jy hom vir 2 tellings in, en dan sê, want U is by my, met die stok en die staf, troos U my. Al sê jy dit net 1 keer, maar jy moet dit nou vir 6 minute stap, verstaan jy? Nou leer ek nou, hulle het nou, moes nou lammerpans op my gedoen, en my bloed getrek vir 6 ure, laas week. Nou, julle weet ons so lief as ek vir lammerpans is, nou leer ek nou daar op die operasietafel, gelukkig nou gekyk wat gebeur. Nou is hier 'n drup in my hand, en Susanne is nie by my nie, nou leer ek, nou kyk ek my hand so. Want die Here hou altyd my hand vas, en toe sê ek, al stap ek, dis die Griekse, Hebreëse woord is nie gaan nie, dis stap, elect. Al stap ek deur die dal van doodskade, wie U is by my, met die stok en die staf, troos U vir my. Dan voel ek druk al, okay, maar verstaan julle, dan kom die vers op. Kyk bietjie wat doen dit aan jou. Dit verhoog en beter die bloed en are kwaliteit na 62% toe. Verbeter dit. Toe hulle nou my goed moes doen, nou gaan hulle daar nou kyk hulle so. Hoe goed is my are? As dit nou nie goed is, jy moet hulle hier ding inplant. Jy weet dit is monstrosity later. So pas jou are op. 62%. Dit verhoog die breinmassa, want jou brein, jy weet, voel waar loop jy nou, en dis net goeie oefening vir jou brein, verstaan jy? Dit sinkroniseer die hart en senuweestelsels met mekaar, en hier's die ding, as jy dit aanhoudend doen, verlaag het jou bloeddruk, bo met 12 en onder met 8. Ek wil jy bloeddruk gaan later onder 100 wees, is dit moontlik, dit is nie. Verstaan julle? Ek bedoel, hoe dink jy, het die Japaneese nou van 43 na 83 toe gegaan, hierdeur? Goed, die tweede een, wat ons nou gaan kyk, sy naam is Reier. Okay, die ding wat ek eintlik wil doen met die Reier, 'n Reier het die ding dat hy staan op een been. Okay.
So hierdie oefening, en nou raak het kort, is 30 sekondes op een been, dan veel verduidelik hoe werk het. So wat jy moet doen, jy moet nie hier staan en kyk, jy moet so 7 meter voor jou uitkyk, dan sit jy jou been hier, so, kan ek jou arm so as jy wil, okay. Dan tel jy 30 tellings, okay. En terwyl jy daar staan, dan sê jy, en hier is die groot vers, vir Jesus gevra, wat is die grootste wet, dan sê jy, met die Here jou God lief hê, met my hele hart, my siel, my verstand en al my kragte, waar staan het? Matteus 22 vers 37. So hier gaan jy. Net daai deel, dan na 30 sekondes gee jy op die ander voet, weer so. Nee, jy staan net so, en dan sê jy, die volgende een, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. 30 sekondes. Kom ek sê vir jou wat gebeur met jou. Luister hierna. 86% kleiner kans op heupfaktie. Hulle het honderde ou mense gevat in Japan en ander mense aan gekyk en dis die statistiek. Jy verlaag jou mortaliteit met 10 jaar. Maar ek sê mens, jy val, dan is jy halfpad kus toe. Breinskanderings wys flikkering reg oor jou brein, want nou staan jy so. Nou weet die brein, hierdie man wil regop staan. So die spiertjies moet werk, hy moet dink ensovoorts, hy moet kyk. So dis soos wanneer 'n kar in die oggend opstaan, moet hom nie dadelik ref, laat hy bietjie warm word, maar as jy hom bietjie ref, weer dan gaan sommer die gasse oop en die pype en alles gaan en vonkproppe, dan is jou brein sommer gespoel vir die dag, verstaan jy? En dan, dit oefen jou neurone wat bepaal waar jou lyf is. Jou kop moet weet waar jou lyf is. En dan versterk dit die sensors tussen die ore, want jy moet balans hê. Dis 'n slegte ding om nie balans te hê. En hier's die ding. Dit versterk 34 gewrigsenings in jou voet. Weet, dis nie elke tonus daar 'n senentjie. Hoe dink jy beweeg jy? Is dan gesê, want dit raak swak later. Okay, die volgende een is arend. Ek het die arend gekies, die mannetjie wat julle daar sien. Dis 'n oefening wat jy jou hande opsteek so. Jy kan ook so maak en dit laat sak. Dit jou klein is het so gespring, maar hierdie een gaan so. En dan gaan hy ook af onder toe. Jy probeer so ver afgaan as jy kan. Jy kan net jou voete wyd maak, maar maak nie saak nie. Jy hoef nie grond te raak nie, maar jy moet gaan tot waar jy nie. Jy voel alles in jou rek en strek. En blaas jou asem uit. So. Okay, jy sal voel hoe al daai goed rek en dan as jy opkom, dan sê jy, ek rig my gedagtes na alles wat reg is, goddelik rein is, alles wat my laat excel in die lewe en alles wat ander mense sal maak agter my aangaan. En dan sal ek vrede hê. En dan gaan jy weer af. Maar jy moet net vir, ek dink as dit vir hoe lank moet jy doen? 3 minute, ja. So jy kan nou, verstaan jy, dit gaan, mens weet nie baie nie, maar jy sien die handdoekie begin nou nodig word, verstaan jy? Ek weet sê, Susanne het 'n rugoperasie gehad in 2000, en nou het sy partykeer pyn hê, en van dit sy hierdie oefening doen, is dit weg. Dis klein oefeningkies wat dit is so 'n parallax verskil wat jy maak. Dit gaan heeltemal ver. So die vers, Filippense 4 vers 8, is rig jou gedagtes na alles wat waar is. Ek het dit uit die Grieks uit vertaal, wat goddelik rein is. Die Griekse woord excel is daar, wat jou laat excel in die lewe. Moenie jou vashou met goed wat jou terughou nie, en wat jou sal maak ander mense jou wil navolg. Jy kan enige vertaling gebruik wat jy wil. Kyk bietjie wat doen dit aan jou. Mense wat dit gereeld doen het 30% minder siek daar by die werk. Okay. Ek weet nou nie hoe jou werksituasie is, maar die punt is jou gedenke is gesond. Hierdie oefening help met soepelheid en alle werkende spiere, ligamente in die rug, skouer, arm en heup areas. Okay. So ek gaan nie nou laat julle dit doen nie, maar dit is daai opgaan en julle sal dit net nou kry. Goed. Die vierde een is die muur. Nou 'n muur is 'n interessante ding. Hy kom ons teen 'n muur oploop. En julle weet 'n muur kan 10 tot 50 keer meer sy eie gewig dra, so sterk gediertjie. Hy's klein. Nou die muur ding lyk so. Ek en nou hierdie muur is nie van muur gemaak nie, hy's papier gemaak. So daai oefening werk so. Jy gaan sit so en as om te begin kan jy hoef jy net eers so te sit. Okay? En jy moet dit mos nou vir 60 tellings doen 'n minuut. Maar wat jy dan doen, jy sak af. Eintlik is dit die posisie.
As jy, ek het nou 'n broek aan, maar as jy nou so sit, dan sien jy jou spiertjies maak so in jou knie so. Jou broek begin bewe. Alles gaan, hè. Dan sit jy nou so en dan sê jy, Efesiërs, jy is op in jou voete, jy moet maar party sit hande ook hier. Dieselfde kragtige werking waarmee die Vader vir Jesus uit die dood uit opgewekking is tot jou beskikking. Dan sit jy so. En sê, ek gaan sterk, ek kan sterk wees. As jy wil opstaan en maak jy so. Jy moet weet, dis daai krag is tot jou beskikking. Nie net om teen die muur te sit nie. Dis wanneer die dood kom, mense is dood, jy kry swaar, ensovoort. Kyk net wat doen hierdie een. Hy versterk jou heup, jou enkel, jou knie, jou rug, jou been en jou maagspiere. Jy sal voel as jy so sit. Jy kan nie net sit nie, jy gaan val. Jy moet alles styf hou. Onthou afsak. Die een ding wat jy weet, hier is die kor. Hy moet jy op fokus. Hy is die spring wat jy daar hou. So. En dan haal jy maar asem. Okay. Goed. En dan wat hy nog doen. Hy oefen jou brein en spierkoördinasie. As die brein sê kan nie meer nie, dan val jy. Jy moet nou sterk wees in jou kop. Dis wat die weermag ou leer, die sterkste spier is die een tussen die twee ore. En dan dit stimuleer vasbyt. Vasbyt hierdie oefening. Jy kan dit enige tyd doen. Ek loop sommer so stap aan doen ek dit gou. Dis muur sit. Dan die 5de een noem ek Hottentots God. Nou Hottentots God is 'n hulle noem hom die praying mantis. Die Boesmans, wat ons nou langs in Suid-Afrika gebly het 'n idee oor God gehad, maar nie geweet wie hy was nie, maar hulle het gesê, die praying mantis is hulle figuur wat hulle na God toe lei, want hy sit in 'n gebedshouding. Okay, so die Hottentots God werk so. Dit gaan nou oor dat jy op die eind op jou knieë moet wees. Kniel. Maar op jou knieë te wees, moet jy op jou knieë kan kom. So dit gaan om af te gaan, jy kniel, en dan moet jy opstaan. Okay? Dis waar hierdie oefening gaan. Laat ek net jou kniel gou gesels. En baie mense dink, wat 'n moslim ding het jy hier? Hulle het dit by ons geleer. Hulle kniel in die moskees. Ek wil saam met hulle gekniel en dan bid ek vir Jesus. Maar ons kniel nie meer nie. Die Rooms-Katolieke Kerk het sulke knielbankies wat jy kan kniel. Maar ek wil luister net in Psalm 95 sê die digter, ek kniel voor die Here. Paulus sê in Efesiërs 3, hierdie saak laat my kniel voor die Here. En die mooiste beeld is Openbaring 4 vers 10. Waar sê toe die lewende wesens kom kniel voor die troon en dan sê hulle heilig, heilig, heilig is die Here. En dan kom die ouderlinge wat die kerk vandag verteenwoordig, die 24, Ou en Nuwe Testament kerk, en hulle haal hulle krone af. En hulle sit dit voor sy voete neer en wat doen hulle? Hulle kniel voor hom. En dis ook waar hulle jou gebed na hom toe bring. Ek wil al die flieks wat jy al het sien, as jy by die koning kom lê, kniel jy en hoe slegter jy gedoen het, hoe platter lê jy later daar. Maar ons doen dit uit respek uit. En daarom in hierdie Hottentots God oefening gaan jy op die oomblik die gebed in 2 verdeel. Jy gaan sê ons Vader wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel so op die aarde. Dan gaan jy opstaan, by ander knie afgaan en dan sê jy en gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons sondes, vergewe ons soos ons ander mense vergewe en lei ons weg van die versoekings en bewaar ons van die bose. Die oorspronklike gebed het hier geëindig. Hulle het later die ander bygesit. OK. So, ek wil nou voor ek dit weer wys net eers sê wat hierdie oefening aan jou doen. Knielis het 40% meer liggaamskrag as die nie knielis. Kyk, jy klein as jy sommer sit en opgespring en sê ek was nou naby die grond, maar jy kon dit doen. Jou breinfunksie is 15% hoër as non-knielis. So bid help jou in elk geval, maar net die liggaamlik en versterk jou heup, jou enkel, knie, rug en been en maag spiere. So as jou ma nou by jou kom sê, ma ons 'n bietjie hierdie goed doen, anders gaan jy val. Begin net bietjie bid op jou knieë. Nou gaan ek vir julle wys hoe werk dit. Jy gaan af, gaan so sit. Nou hoe jy afgaan en jy moet dit nie eintlik met jou hande doen nie. Jy sal nou sien hoe moeilik dit eintlik is. Jy gaan in so 'n posisie, jy maak daai tone laat hulle so is. Dan sak jy net af op jou knie. OK? Dan gaan jy net op jou hande en jy gaan af, en jy lê so. Dat jy lekker jy kan terug ook gaan asem uit en dan sê ons Vader wat woon in die hemel,
Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Hier op aarde net soos in die hemel. Nou is die triek om op te kom, so nou maak jy so, jy druk daai toon vas, en jy staan op. Ek sal even kyk wie van julle dit almal kan doen. Nou gaan jy terug, nou is dit die ander knie, dit is nou my swak been, is nou so. So nou sak jy af, okay, nou gaan jy af, en nou bid jy die volgende ene. Vader, gee my vandag my daaglikse brood, vergewe my sondes, soos ek ander mense ook vergewe. Lei my weg van al die verkeerde paaie, en verlos my van die bose. Amen. En nou moet jy ons nou opstaan. Okay, trek my spier amper. Jy sien wat ek vir jou wil sê, jy doen dit, is vir jou goed, en jy bid ook sommer. Hoe baie bid jy die Onse Vader? Eens op jou knieë. Die goed wat jy gaan beleef, kan ek nie eens nou vir jou sê nie. Want jy is waar jy moet wees, as dit gebeur. Dit is my stokkie. Okay, dis hy, ek demonstreer dit vir julle. Nou gaan ek die gorilla demonstreer. Dit is die oefening, sê hulle. Wat die kragtigste is van al die oefening, en dis die eenvoudig, en ek gaan dit doen, en gaan dit saam met my doen. Maar dis al een wat 'n tool nodig het, en dis 'n handdoek. Ek noem hom die gorilla, want dit gaan oor jou hande. Jy gaan hierdie dingetjie net nou vat. Ons noem dit die handdoek swaai aktiwiteit. 'n Gorilla weeg 180 kg gemiddeld. Gelukkig, ons weeg nie so baie nie. En hy kan 1180 kg optel, omdat hy sterk is. En hy swaai nie eintlik in die boom, maar hy klim op, hy het mens nou voete soos hande, so hy het nou hy's 'n 4x4, en hy kan klim hy op en af. Maar hy het van die sterkste hande wat daar is. So ek noem die oefening gorilla. Nou die oefening werk so. Ek gaan dit eers vir jou demonstreer. Die maklikste om dit te doen is eintlik, ek het nou hierdie vir julle gegee as 'n geskenkie, maar jy maak hom so, en dan moet jy hom so maak tot wanneer jy hom uitdroog wanneer hy nat is. Okay? Jy moet hom draai tot hy nie meer kan nie. Dis hoekom jy hom klein maak, is dit makliker. Dan hou jy hom voor jou, en jy maak so, dat jy hom nog wil uitdraai. Tot hom nog bietjie, hy moet nie meer beweeg nie. Dan het jy daai aksie. Dan trek jy hom of jy hom wil stikkend maak. Staan jy so en stikkend. En dan doen jy dit. Vir hoe lang? Ek kan nou sê 2 minute. Okay, jy kan ook so maak, sê wil. Ons op pad 15 minute toe. So. Okay? En wat jy sê terwyl jy dit doen, is dink en doen anders. Want die koninkryk van die hemele is in jou hand gegee. Wat ek kan doen terwyl ek dit doen, en dink ek moet lief hê, en ek moet die liefde bewerk, ook teen my vyande. Jy hou hom, trek hom, hou styf, draai hom heeltyd. Dan sê, en ek moet geregtigheid laat geskied, waar geregtigheid geskied moet word, jy hou hom vas, jy draai hom, so, torso. En dan die ander ene is vrede, ek moet 'n vredemaker wees tussen mense, en bid vir vrede. Okay? En dan draai jy hom. En dan na 2 minute, dan stop jy. Dan sê voel jou hande. So, dis hierdie oefening, ek gaan voor ons om doen vir julle net wys. Sê, dis al in Matteus 4 vers 17, nou weet jy wat dit is dan. Kyk bietjie wat doen hierdie ding. Hierdie oefening aktiveer spiergedeeltes wat 99% van enige tradisionele oefening nie aktiveer nie. Dis jou hande, dis jou spiere, dis hier. Dis wat hulle sê, ek sê dit nie. Maar hulle het gegaan van 43 na 83 toe. Dit verhoog die wisselwerking tussen, jy het ons 2 breinlobbe, as jy een het is daar 'n probleem. Maar hulle moet met mekaar praat partykeer. Want dis daai aksie, dis daai aksie, dis die aksie, en nou moet jy nog dink wat jy sê ook. Dit verhoog geheueaktiwiteit, breinreaksietyd, en verhoog jou lewensverwagting met 7 jaar. 15 minute wat jou lewe sal verander. Wat jou die woord sal gee, jy sal hierdie verse hê, wat vir my die belangrikste is, maar jy gaan ook jou liggaamskragte vermeerder, jy gaan jou liggaam se sterkte vermeerder. Ek weet nie wat om meer vir jou te sê, as om het te verkoop hier, verstaan jy? En al doen jy alle oefeninge, doen hierdie ook. Ek ry fiets en ek stap, en hierdie goed, hoop ek sal my lewe so ver verleng. So, net om saam te vat, want as jy moet nie goed jou kop uitken, jy kan op die foon kyk in die begin, maar dit is skilpad, en skilpad is stadig stap, jy rol jou voete,
Jy haal asem in vir 2 tellings, jy hou dit vir 2 tellings en vir 4 blaas jy dit uit. En die woorde is Psalm 23 vers 4, al stap ek deur die dal van doodskade weer, ek sal nie bang wees nie, want U is by my met die stok en die staf, vertroos U vir my. Dis die heel eerste ene. Die tweede een is die ryer wat op een been staan. Eenvoudig fokus, en dit gaan oor die 2 liefdeswette. Jy moet Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, Matteus 22 vers 37, en met jou naaste lief hê soos jouself. Okay, boep, waar gaan ons? Die derde een is die arend, wat jy eers opgaan, en dan afgaan, so ver as jy kan, en hou 'n bietjie vas, blaas asem uit, en so opgaan, dan sê jy nou, wat sê in Filippense 4 vers 4, maar 4 vers 8 sê jy, ek rig my gedagtes op alles wat goed is, goddelik rein is, my laat excel in die lewe, en ook maak dat ander mense wil navolg. En die volgende vers sê, en dan sal jy vrede hê. En dan die volgende ene, is ons in die muur, wat jy gaan sit in die muur, en dan sê jy daai vers, in Efesiërs 1 vers 20 en 21, wat jy sê, alle dieselfde krag, waarmee die Vader vir Jesus uit die doodheid opgewek het, daai is ook tot my beskikking. En hier sit jy vir 60 tellings. En dan die volgende ene, is die mens bietjie ding, jy kan hom maar afwissel as jy wil, is dan die tot God wat jy afgaan op jou knie. Jy sê, jy gaan af in die gebedsposisie, die tot God, en dan sê die eerste gedeelte, kom op, ander been, die tweede gedeelte. En dan die laaste een is die gorilla, en dis Matteus 4 vers 17, wat sê, as jy hom so draai, trek, buig, dink en doen anders, van die koninkryk van die hemel is in my hande gegee, die tuin van Eden is hier. En dis dit.